Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings, baie vroeg op hierdie donderdagoggend. Ja, ons is so vroeg wakker want ons is op pad Durban toe, omdat ons na die bazaar gaan van Durban Wes gemeente. So as enige van julle daar in daai omgewing is, ja, gaan ondersteun hulle asseblief. Daar's 'n baie mooi samewerking dat Wenen gemeente gaan vleis verkoop daar, en dis hoekom ons dan nou afgaan met 'n vrag vleis wat ons hoop om daar te verkoop. So bid asseblief ook vir ons dat die Here ons vir een veilig sal bewaar op die pad, en twee, dat ons al die vleis verkoop sal kry. Dis maar 'n projek in die gemeente om te probeer om ook die finansies van die gemeente te help en in stand te hou. Reg, vriende, ons gaan voort met Jesaja 36. In die 14de regeringsjaar van koning Hiskia het Sanhedrin, die koning van Assirië, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda en hulle verower. Die koning van Assirië stuur toe die Rabsakeë vanaf Lagos na Jerusalem met 'n groot leermag na koning Hiskia. Hy het stelling ingeneem by die watervoor van die boonste dam, wat aan die pad na die Blykveld geleë is. Eliakim, seun van Hilkia en hoof van die hofhouding, het uitgegaan na hom, asook Sepna, die sekretaris, en die heraut Joag, seun van Asaf. Die Rabsakeë sê toe vir hulle, sê tog vir Hiskia, so sê die opperkoning, die koning van Assirië, wat is hierdie bron van vertroue waarop jy staat maak? Jy dink sekerlik lippetaal is 'n taktiek en 'n kragtige wapen vir die oorlog. Op wie vertrou jy dan nou, dat jy teen my in opstand is? Kyk, jy stel jou vertroue op Egipte, hierdie geknakte rietstaf wat in 'n mens se handpalm steek en dit deurboor wanneer jy daarop leun. So is die Farao, die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou. En as jy vir my sou sê, op die Here ons God vertrou ons, is hy dan nie die een wie se offerhoogtes en altare Hiskia verwyder het, toe hy vir Juda en Jerusalem gesê het, voor hierdie altaar moet julle in aanbidding buig nie. Daarom het my Heer gesê, gaan gerus 'n weddenskap aan met my Heer, die koning van Assirië. Ek sal jou 2000 perde gee, as jy in staat is om ruiters vir hulle te voorsien. Hoe sal jy net een streekgouverneur kan terugdryf, een van die onbelangrikste dienaars van my Heer, wanneer jy jou vertroue stel op Egipte vir 'n strijdwapenmag en perde? Daarom het ek sonder die Here se medewete teen hierdie land opgetrek om dit te verwoes. Dit is die Here wat vir my gesê het, trek op teen hierdie land en verwoes dit. Eliakim, Sepna en Joag sê toe vir die Rabsakeë, praat asseblief Aramees met u dienaars, want ons verstaan dit. Moenie met ons Judees praat ten aanhore van die manskappe wat op die stadsmuur is nie. Maar die Rabsakeë het gesê, is dit net na jou Heer en na jou wat my Heer my gestuur het om hierdie dinge te sê? Is dit nie ook na die manne wat op die stadmuur sit, wat saam met julle hulle ontlasting sal eet en hulle urine sal drink? Toe gaan staan die Rabsakeë en roep met 'n harde stem in Judees uit en sê, luister na die woorde van die opperkoning, die koning van Assirië. So sê die koning, moenie dat Hiskia julle bedrieg nie, want hy sal julle nie kan red nie. Moenie dat Hiskia julle op die Here laat vertrou deur te sê, die Here sal ons beslis red, en hierdie stad sal nie oorgegee word in die hand van die koning van Assirië nie. Julle moet nie na Hiskia luister nie, want so sê die koning van Assirië, as julle met my 'n ooreenkoms aangaan en uitkom na my toe, sal elkeen van sy wingerdstok en sy vyeboom eet, en elkeen water uit sy eie opgaarput drink, totdat ek kom en julle neem na 'n land soos julle land, 'n land met koring en nuwe wyn, 'n land met brood en wingerde. Moenie dat Hiskia julle mislei deur te sê, die Here sal ons red nie. Het enige van die gode van die nasies ooit sy land gered uit die hand van die koning van Assirië? Waar was die gode van Hamat en Arpad,
Waar was die gode van Sepharvaim? Kon hulle Samaria uit my hand red? Wie was daar onder al die gode van hierdie lande, wat hulle land uit die hand gered het, dat die Here dan Jerusalem uit my hand sal red? Hulle het egter stil gebly, en hom nie met 'n enkele woord geantwoord nie, want die bevel van die koning was, julle moet hom nie antwoord nie. Eliakim, seun van Gilkia, en hoof van die hofhouding, Sepna, die sekretaris, en Joach, seun van Asaf en Heraut, het by Hiskia aangekom met geskeurde klere, en hom die woorde van die Rabsakeer meegedeel. Vriende, dis hoofstuk 36. So hier kom die Assiriërs. Onthou nou, die Noordryk is vernietig. Hier is Jerusalem, Juda, die Suidryk. Assirië neem stelling in, hulle is die volgende teiken. Na hoeveel lande wat hulle verower het. En hulle vra, wie gaan julle red? En hulle sê duidelik vir die mense, moenie julle koning glo wat sê dat die Here sal julle red nie. Vriende, wat sou jy gedoen het? U is hierdie oormag. Hulle sê jy moet oorgee, dan kan jy met jou lewe daarvan afkom. Ja, jy gaan in ballingskap weggevoer word. Jy gaan na 'n vreemde land toe gaan, maar jy gaan daarom kan leef. Al die bewyse is daar dat hulle die oorhand het. En dan is daar jou leier wat sê, vertrou op die Here. Kom ons sê ten minste vir mekaar, dat vertrou op die Here is nie altyd so eenvoudig en so maklik nie. Dis baie keer baie moeilik. Môreoggend gaan ons hoofstuk 37 lees, en dan kyk ons wat het verder gebeur. Maar kan jy, as die vyand teen die stadsmure stelling inneem, nog steeds op die Here vertrou? Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie hoofstuk mag lees in die geskiedenis van Israel. En ja, Here, ons kom bid dat U ook wanneer ons voor onmoontlike situasies staan, vir ons sal help om op U te vertrou. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag u 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.